Vriende, ons is die Here dankbaar dat hy ons uitgespaar het, dat ons vanmôre weer kan saam wees rondom sy woord. Altyd wonderlik om die woord van die Here te kan oopmaak. En vanmôre lees ek daar in Psalm 119 vers 2, daar staan: welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Dit is belangrik dat ons sal sien dat die getuienis van die Here is belangrik vir my en jou siel. Dit is belangrik vir ons tydelike lewe, dis belangrik vir ons omgang met mense. Daarom sê die Bybel, ons moet die getuienisse van die Here bewaar. Ons moet dit in ons harte opneem, ons moet dit oordink, ons moet dit bepeins, ons moet dan van daar af dit gaan doen. En dan sê die B-gedeelte dat ons ook die Here van ganse harte sal soek. En vriende, wanneer ons die getuienisse van die Here lees, wanneer ons sy woord bestudeer, is daar 'n natuurlike begeerte wat in ons hart opgewek word om die Here meer te soek, om meer te leer van hom, om nader aan hom te beweeg en dan om dan ook vir ander mense te vertel van hierdie Christus wat ons ontmoet het, hierdie God aan wie ons behoort. Daarom is die gebed van my hart dat u en ek die getuienis van die Here sal bewaar en hom van ganse harte sal soek. Nou vanmôre gaan ons aangaan met ons reeks vanuit die boek Spreuke. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na selfverheffing, oneerlikheid en hoop. Kom ons val dadelik weg by vers 10. Daar staan: vermetelheid geen ek getwis af, maar by die wat hulle laat raai is wysheid. Nou hierdie woordjie vermetelheid, vriende, is maar die woordjie selfverheffing. Ons praat in die Engels van pride. Hoogmoed kan ons ook sê. Dis iemand wat dink hy is altyd reg. Dis iemand wat dink hy is beter as 'n ander een. Dis iemand wat nooit jammer kan sê nie. Dis iemand wat nooit kan sê en erken ek is verkeerd gewees nie. Dis iemand wat nie raad of hulp van mense wil hê nie. Is altyd iemand wat beterwetig is. Hy verhef homself bo ander. Hy dink hy is die slimste, hy is die mooiste, hy is die sterkste, hy is die beste. En die Bybel sê so 'n gesindheid gee net 'n getwis af. Hierdie twis sien ons onder familie kringe of in familiekringe, onder werksmense, by kerke, by sportgeleenthede, waar iemand homself verhef, waar iemand vermetel optree en dan die geweldige getwis wat dan ook voortvloei uit so 'n optrede. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat ons nooit van onsself meer moet dink as wat ons behoort te dink nie. Ons almal is maar eenvoudig vlees en bloed. Die Bybel sê, vriende, dat ons almal op pad na die graf toe is. Of ons nou ryk of arm is, of ons nou gewild of ongewild, mooi of lelik is, of ons nou baie vriende het of min vriende, ons is eenvoudig mens. En die Bybel sê vir ons dat die mens is bestem om een of ander tyd te sterwe. Daarom moet my gesindheid eerder wees soos die Here Jesus vir my leer, dat ek sagmoedig en nederig van hart sal wees, sodat ek rus vind vir my siel. Matteus 11 vers 28 tot 30. Die Bybel kom aan die ander kant en hy sê vir ons daar in die B-gedeelte: die wat hulle laat raai, hierdie persone is mense wat wysheid besit. Nou hierdie woordjie raai beteken eenvoudig, vriende, dis mense wat goeie raad aanneem, dis mense wat bereid is om te luister na ander mense, dis mense wat nie beterwetig probeer wees of hulle self verhef bo ander nie. Die Bybel sê dit is hulle wat wysheid het. Dis hulle wat besef hoe beperk hulle is, hoe nietig hulle is, hoe sterflik hulle is. En hulle sê, in plaas van om myself te verhef bo ander, sal ek myself eerder verneder onder die kragtige hand van God. Ek wil vir u sê, ons moet onthou dat ons het mekaar nodig. Vriende, baie keer sê mense, ek het jou nie nodig nie, en ek het daai een nie nodig nie, en ek het hierdie een in my lewe nodig nie. Ek sal op myself en op my eie klaarkom. Ek wil vir u sê, dis die grootste fout wat jy en ek kan maak. Daarom belangrik dat ons hierdie gesindheid van nederigheid sal aankweek, dat ons bereid sal wees om te luister, jammer sal sê wanneer ons verkeerd gedoen het, ons self nie bo ander verhef nie, maar eerder sal sê, luister, ek is deel van hierdie span, en ek wil ook sodoende God verheerlik, op die plek waar hy my geplaas het. Die volgende vers 11 sê, goed wat uit niks verkry is, word minder, maar hy wat met die hand bymekaar maak, kry altyd meer. Nou een van die vertalings wat ek nageslaan het, sê dit nogal vir my baie mooi. Daar staan rykdom wat sommer so gekom het, verminder maklik. Wie bietjie vir bietjie bymekaar maak, word ryk. Dit is my so mooi gestel en dit geef my 'n ander perspektief op hierdie vers en dit is soos hierdie gedeelte sê, vriende, goed wat uit niks verkry is nie, word minder. Ons ken die spreekwoord wat sê erfgeld is swerfgeld. Dikwels kry mense hierdie magdom geld, hulle weet nie wat daarom mee te maak nie en dan binne 'n paar weke of paar maande is hierdie geld weg. Dit is soos mis wat voor die son verdwyn. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dis 'n waarskuwing wat ons dan ook ter harte moet neem. Dat ons, wanneer ons geld ontvang, wanneer ons iets verkry, dat ons daarmee met wysheid sal omgaan.
'n ander vertaling of verklaring ook van hierdie saak kan wees, wanneer ons op oneerlike of skelm maniere, of deur bedrog of valse voorwendsels geld bymekaar maak, en geld verkry, sal dit net so vinnig soos dit inkom, sal dit weer van my af weggeneem word. Daarom sê die Bybel vir ons, rykdom wat sommer so gekom het, verminder maklik. En nou wie bietjie vir bietjie bymekaar maak, word ryk. Dis belangrik, vriende, soos jy werk, soos jy jou salaris verdien, soos die Here vir jou voorsien, is dit noodsaaklik om jou geld wys te spandeer. Dis noodsaaklik om al die skuld wat jy het te betaal. Dis baie belangrik om dan jou voedsel te koop, om dan te gee vir die saak van die Here, maar ook belangrik om te spaar. En soos die jare aangaan, so kan ek hierdie inkomste dan akkumuleer, dit kan meer word, sodat ek later ook selfversorgend kan wees. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien, dat ons nie net moet wag op hierdie vinnige verdienste, hierdie vinnige klomp geld wat ek kry, en dan verloor ek dit omdat ek nie geleer het om stap vir stap, tree vir tree bymekaar te maak, en dan te waardeer wat ek het nie. Pas op, die waarskuwing bly altyd om nooit op 'n skelm of oneerlike manier bymekaar te maak nie. Want wat sê die Bybel? God se toorn sal daaroor wees, God se oordeel sal daaroor wees, en dit sal verdwyn in die niet. Dit sal soos water wees wat in die sand ingaan. 'n Oomblik sien jy dit en dan is dit weg, want u sien God se oordeel is ook oor hierdie dinge. Die laaste vers wat ons vanmôre gaan hanteer is: uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. Nou baie belangrik, vriende, is dat hoop is 'n goeie ding in die mens se lewe. Nou, ons weet dat die meeste mense se definisie van hoop is, ek hou duim vas dat iets sal gebeur wat ek wens of wat ek begeer sal gebeur, en baie keer hou mense duim vas in hulle hoop en hulle hoop en hulle hou duim vas en dit gebeur nie, en dan raak hulle moedeloos. Miskien het iemand vir hulle iets beloof, miskien het iemand vir hulle gesê, as jy hierin belê, of as jy hierdie ding aanhou doen, gaan daardie die uitkoms wees, en hulle bly hoop, en dit kom nie uit nie, dit gebeur nie, en dan verval hulle in moedeloosheid. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat ons as kinders van die Here 'n hoop het in die Here, wat nooit sal beskaam nie. 'n Kind van die Here se hoop is soos 'n lewensboom. 'n Kind van die Here se hoop is soos 'n boom wat vrugte oplewer. Dis 'n boom wat versadiging bied. Waarom? Omdat ons hoop geanker is in die onfeilbare, onwankelbare beloftes van die Here self. Nou as u so 'n bietjie die Nuwe Testament al bestudeer het en u het al by die boek Romeine uitgekom, dan sal u sien dat Paulus baie in Romeine 8 maak van die gedagte van hoop. En kom ek lees gou vir u wat staan daar. Hy sê daar in vers 24, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want dat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. U sien, Paulus sê dat ons word gered uit genade, en ons hoop gaan eendag oorgaan in aanskoue wanneer ons die Here in sy heerlikheid sien. Daarom is die hoop van 'n kind van die Here soos 'n lewensboom. Dit is iets wat versadiging bring. Vir hulle wat hoop op die tydelike en op dit wat miskien nooit in vervulling gaan nie, vir hulle is dit 'n geweldige teleurstelling. Dit maak die hart siek, dit maak jou mismoedig. Daarom wil ek jou vra, verskuif jou fokus na die Here. Anker jou hoop in sy reddende genade, en weet dat hierdie hoop nooit sal beskaam nie, want hy sê vir ons, dat hy is die weg, die waarheid en die lewe, en dat ons na God die Vader kan kom deur hom, en dat hy eendag vir ons in sy heerlikheid sal opneem. Dat hy hierdie tydelike verbygaande lewe sal vervang met 'n ewige heerlikheid waar ons by hom sal wees. En dit is nie wensdenkery nie. Dis nie iets wat ons op hoop wat ons laat ontvlug van die werklikheid nie, inteendeel. Dit gee vir ons koers in die werklikheid, in die hier en nou, omdat ons weet, ons is hier vir 'n tyd lank, om 'n lewe te leef tot eer van God, sodat ons eendag die mooiste boom kan hoor en in sy heerlikheid saam met hom kan wees vir tyd en ewigheid. Mag die Here ons seën dat ons hierdie 3 kort gedagtes sal verstaan, ter harte sal neem en dan 'n lewe sal leef om die Here te behaag. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.